Goeiedag en baie welkom waar ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 16. Maar net 'n vraagie voordat ons begin. Wat is die verskil tussen 'n fariseer en 'n sadduseer? Die verskil is dat die fariseërs het hulle godsdienstige reëls en tradisies nougeset nagekom en geglo dat hulle op daardie manier God se guns kon wen. Hulle het ook in die gesag van die hele skrif en in die opstanding uit die dood geglo. En die sadduseërs het vasgehou aan die wet, soos dit in die eerste 5 boeke van die Ou Testament opgeteken is, en het nie in die lewe na die dood geglo nie. Jesus was egter hierdie 2 groepe se gemeenskaplike vyand gewees, en hulle het saamgestaan, die fariseërs en sadduseërs, in hulle poging om Jesus dood te maak. Goed, kom ons hoor wat Jesus vir ons sê. Arme fariseërs en sadduseërs, nee. Vers 1, die fariseërs en die sadduseërs het gekom om Jesus op die proef te stel. Hulle het hom gevra om vir hulle as teken uit die hemel 'n wonder te doen. Maar hy, Jesus, antwoord hulle, in die aand sê julle, daar kom mooi weer, want die lug is rooi. In die môre sê julle, vandag sal dit onweer wees, want die lug is duinserig rooi. Julle weet hoe om die voorkoms van die lig te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. Slegte en 'n afvallige geslag wil 'n teken hê, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Hy het hulle daar gelaat en weggegaan. Vers 5, die disippels het na die oorkantste oewer toe gegaan, maar vergeet om brood saam te neem. Jesus het vir hulle gesê, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs en die sadduseërs. Hulle het toe met mekaar daaroor gepraat en gesê, dit is omdat ons nie brood saamgebring het nie. Jesus het geweet wat hulle praat, en hy sê vir hulle, klein gelowiges, hoekom praat julle met mekaar daaroor, dat julle nie brood het nie? Verstaan julle nog nie, en onthou julle nie die 5 brode vir die 5000 en hoeveel mandjies, hoe vol julle by mekaar gemaak het nie? En die 7 brode vir die 4000 en hoeveel mandjies vol julle daar by mekaar gemaak het nie? Hoe is dit dan, dat julle nie verstaan dat ek, Jesus, nie met julle oor brood gepraat het nie? Ek het gesê, pas op vir die suurdeeg van die fariseërs en die sadduseërs. Vers 12, toe het hulle verstaan dat hy, Jesus, nie bedoel het dat hulle vir gewone suurdeeg op hulle hoede moet wees nie, maar vir die leer van die fariseërs en die sadduseërs. Ja, hoofstuk 16 vers 11 en 12 is soos Jesus wat die fariseërs en die sadduseërs leringe uitwys, nee. En so gebruik Jesus suurdeeg as 'n metafoor vir die fariseërs en die sadduseërs se leringe, wat so suurdeeg in brooddeeg versprei. Hy waarsku sy disippels om versigtig te wees, om nie toe te laat dat hulle skynheiligheid en hulle verkeerde leringe hulle beïnvloed nie. En op 'n manier sê Jesus, wees bewus van hulle toksiese invloed. Die fariseërs en sadduseërs was meer gefokus op reëls en voorkoms as op ware spiritualiteit. Net so moet Christene baie versigtig wees wie hulle geestelike leiers is en waar hulle aanbid, om nie sommer net te glo wat daar nie geskrywe staan nie. Vandag is daar nog steeds baie fariseërs en sadduseërs. Jesus het van Magadan af vertrek, oor die meer gevaar en in Betsaida, Julius aan wal gegaan. Daar het hy 'n man wat 'n blind gebore was genees. Van daar af is hy en sy disippels na Caesarea Philippi, waar Petrus bely het dat Jesus die Messias, die Seun van God is. Vers 13, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy Jesus vir sy disippels gevra,
Wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het Jesus gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek, Jesus, sê nou vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek, Jesus, my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Vers 20, toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Nou ja, is nou baie gesê. Kom ons delf net 'n oomblik in baie kort en dieper oor hierdie paar verse. Verse 13 tot 20, nee. In vers 13 tot 14 vra Jesus oor sy identiteit. En Jesus vra toe vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En hulle noem Johannes die Doper, Elia of 'n profeet. En dan vra hy vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Petrus se belydenis in vers 15 en 16, wat sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus is opgewonde oor hierdie openbaring. En Jesus antwoord, dit is 'n openbaring van my Vader, nie van mense nie. Hy gee vir Petrus toe 'n spesiale rol. Jy is Petrus, het Jesus gesê, rots. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou, Jesus gee Petrus die sleutels tot die koninkryk. Kan jy dit verstaan? Sê wat Petrus ook al op die aarde bind of losmaak, sal in die hemel so wees. Jesus sê dit vir Petrus, en hier gee Jesus vir Petrus 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Die sleutels hier dui op Petrus en die ander apostels, volgens hoofstuk 18 vers 18, se gesag na Jesus se opstanding, om bindende uitsprake oor God se wet te doen, maar ook om ongehoorsaames toegang tot die koninkryk te ontsê en vir gehoorsaames oop te sluit. Dit blyk dat die Fariseërs in hoofstuk 23:13 hulle sleutelmag verkeerd aangewend het deur daarmee die koninkryk vir die soekendes toe te sluit. Die deure van die koninkryk staan waawyd oop vir enige een wat in Christus glo en aan hom Jesus gehoorsaam is. Vers 21, van toe af het Jesus dit vir die disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan, en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom Jesus toe op sy geneem, en hom Jesus begin berispe. Maar God dit verhoed. Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Ja, verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader, en sal elkeen volgens sy dade vergeld.
vers 28, dit verseker ek Jesus julle. Daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. En ons sluit af hiermee, en môre hoor ons verder wat Jesus Christus vir ons wil leer en te sê het. En al hoe ons dit gaan hoor, is as ons lees wat hy vir ons sê, en dit hoor. Seën en vrede vir jou persoonlik, wat nou saam met Jesus geestelik, hand aan hand deur Matteus 16 gestap het. Dankie Here. Amen.